Hallo, ek wil vir jou ook nooi om vanoggend, hierdie Sondagoggend, saam met my die Here te kom ontmoet. Want die Here wil jou ook graag ontmoet. En ek wil vir jou nooi, kom maak 'n bietjie tyd om nou saam met my hierdie boodskap te kyk en in te neem en saam met my bietjie stil, rustig te word met die Bybel en dat ons inneem wat die Here vanoggend vir my en vir jou wil sê. Nou hy wil graag vir my en vir jou ontmoet. Nou ek sit vanoggend hier, hierdie is my stil plek. Gaan ook na jou stil plek, waar jy nou saam met my die Here kan ontmoet. Die Here wil graag hê dat ek en jy met hom praat. Ek wil my hart oopmaak en vir hom sê wat in my hart is. En jy moet ook dit doen, saam met my. Maak oop jou hart, jou gedagtes oop, gee en praat met hom, saam met my. Nou die Here is wonderlik. Hy help vir ons. Wanneer ek en jy vir hom ontmoet, hy help, leer vir ons en gee vir my en vir jou die woorde wat ek en jy vir hom kan sê. Nou, die Here het gegee hier in die Bybel, Psalm, baie psalms waar hy gee en vir ons help hoe om te bid. Watter woorde ek en jy kan sê vir hom, om te praat met hom. Nou hier in Psalm 16, wil ek vanoggend saam met jou dit lees. Nou hier begin Psalm 16 en sê die Here, ek en jy moet vanoggend vir hom sê, Here, asseblief, kom, beskerm vir my en vir jou. En jy moet ook sê, Here, beskerm ook vir jou. En dit moet ook jy vra vir hom, beskerm vir my en vir jou. Want ek wil by die Here wees, hier, ek wil hom ontmoet, en jy moet ook dit nou, en elke keer as jy vir hom ontmoet, sê vir hom, jy wil by hom wees, by hom skuil, want hy, by hom is jy veilig, rustig. Hy sorg. En dit sê hier in Psalm 16, in vers 1. Dan in vers 2 sê Psalm 16, ek en jy moet nou vir die Here sê, Here, ek en jy behoort aan U. Sê dit. Jy kan dit ook nou vir hom sê, Here, ek behoort aan U. Want ons is sy kinders. En hy wil hê, hy begeer dit. Hy wil hê dat jy ook vir hom sê, Here, ek behoort aan U. Nou dit sê dat jy en ek, my en jou
lewe vir hom gee. En wanneer die Here ons ontmoet, wil hy dit graag hoor. Dat ek en jy vir hom sê, ons gee ons lewe vir hom en ons behoort aan hom. En ek en jy kan sê vanoggend wat hy om by hom te wees is goed, is die beste. Dit is so. Want hy is die almagtige God wat vol liefde is. En hier in die Bybel soveel plekke binne in die Bybel skryf en sê dat hy sal sorg, beskerm, gee wat ons nodig het. Vir almal wat kom na hom, sal hy sorg. So, die Here beloof dat hy sal ook vir jou goed gee. En hy wil hê, ek en jy moet sien en besef wat ek en jy het ontvang het. Wat hy gee is goed. En ek en jy moet vir hom sê vanoggend, Here, dankie dat u altyd wat goed is vir ons gee. Nou, as ons verder lees hier in vers 3 en vers 4, dan sê die Here, ek en jy moet, wanneer ons hom wil ontmoet, vir hom ook sê, Here, ek wil nie afgode dien nie. Nee, ek en jy wil hom alleen dien. En die Here wil dit hoor, dat ek en jy bely, ek en jy wil hom alleen dien en aanbid. Hom aanbid, nie afgode nie, of vir hom wegstoot nie. Nee, ek en jy moet vanoggend hier voor ons stil, rustig vir die Here ontmoet, vir hom sê, Here, ek en jy, ons wil vir u alleen aanbid en dien. En nou sê die Here hier verder in vers 5. Dis hy wat vir my en vir jou lewe gee. En ek en jy moet sê vir hom. So leer Psalm 16 hier. Ek en jy moet vir hom sê, Here, my lewe behoort aan u. Dis u wat vir my en vir jou lewe gee. Dat kan leef, asem haal. Dis u wat vir ons gee wat ons nodig het. Niks ontvang ons sommer nie. Dis die Here wat alles gee. En as ek en jy bely en sê, Here, my en jou lewe behoort aan hom, dan sorg hy, dan beskerm hy. Mense wat hom nie aanvaar nie, mense wat nie hulle lewe gee vir die Here nie, die Here los hulle. As hulle probleme het of sukkel, of skade het, die Here los hulle, want hulle loop 'n verkeerde pad. Maar ek en jy ken die Here, en daarom wil ek en jy ook vanoggend vir die Here sê, Here, u is my en jou lewe, en ons wil leef vir hom, vir u
Ja, Here, ons wil leef vir U. Laat ons verder lees. Want hier sê die Here ook, dat hy gee vir my en vir jou, wat mooi is. En hy sal gee wat mooi en goed is. En ek en jy moet dit besef en weet vanoggend. Wat sal gebeur verder vandag en môre en oormôre? Die Here sal 'n mooi gee vir jou en vir my. Goed gee vir jou, vir my ook. Dit kan ons weet. En dit kan ons vanoggend vir hom dankie sê. Dankie, Here, dat U, wat mooi is en goed is, vir my en vir jou sal gee. Want hy weet klaar wat jy nodig het. Klaar wat ek nodig het. Hy weet klaar van probleme en sukkel wat vorentoe kom op jou en my pad. Hy weet dit. En hy sê, moenie worry nie. Hy sal gee. Hy sal sorg. Hy sal beskerm. So ons sê vir hom, Here, baie dankie daarvoor. Nou ons lees ook dat die Here hierso sê, ek en jy kan die hele dag en in die nag as dit donker is, so dag en nag, kan ons weet, hy is by my en by jou. Altyd veilig by hom. En dit moet ek en jy weet. En ek en jy moet dit vanoggend vir hom sê. Here, ja, ons weet, U is by ons, by my en by jou. Vandag, die hele dag en nag, elke dag. En dit is wonderlik, en daarom loof ons vir hom vanoggend. As ons hier stil word om hom te ontmoet, loof hom, dank vir hom. Nou ook lees ons hierso aan die einde van Psalm 16. Ek en jy kan altyd veilig voel. Nodig, ek moet nie bekommer doen, nie nodig nie. Nee, die Here sê, ek en jy kan altyd veilig voel, rustig wees, omdat ek en jy by hom skuil. Ek en jy hom soek, en kom, ek en jy kom na hom, om hom te ontmoet, soos vanoggend, waar ek en jy hier stil word, te bid, en te praat met die Here, met hom. Ons Hemelse Vader, en die Here Jesus, en die Heilige Gees. En as ek en jy dit gaan weer doen, die Here sê, ek en jy sal altyd veilig voel. Want hy sal vir my en vir jou bewus maak, dat hy naby is, by my, by jou. En ons sal versorg, beskerm, ondersteun en help. Altyd. Nou, die Psalm sluit en sê, ek en jy moet vir die Here sê, Here, ek sal altyd vir U leef. Ek behoort aan U. En jy moet dit ook vanoggend sê. Sê vir die Here, Here, ek
jy moet ook sê, jy gee jou lewe vir hom. En loof hom, dat hy jou lewe vat. En dat hy beloof, hy sal sorg vir jou. Hy wil. Dan mag die Here gee dat jy gereeld vir hom so ontmoet. In die oggend, in die aand, voor jy gaan slaap, dat jy 'n tydjie maak om jou Bybel te lees, in te neem wat die Here vir jou sê, maar dat jy ook sal bid, praat met hom. En as jy nie weet wat se woord om te bid nie, gaan lees in die psalms. Al die psalms is gebede. Gebede wat die Here die woorde geskryf het hier in die Bybel om vir my en vir jou te help hoe om te bid, wat om te vra, wat om te sê, sodat ek en jy kan leer hoe om te bid. En wat kan en mag ons vir die Here vra. Vrede vir jou. En mag jy waarlike liefde hê vir die Here Jesus en jy ook graag vir hom volg, vir hom leef en doen